Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus. Dit is Sondag die 16de Maart. En dan ons gesels 'n bietjie wat lê vir ons as kinders van die Here voor in die nabye toekoms. Ek het die afgelope tyd baie na profeseë geluister met betrekking tot die fees van Purim, die bloedmaan en die 70ste jubiliejaar wat almal op die 14de van Maart 2025 plaasvind. En nou is daar baie profete wat meen dat die wegraping kan net op daardie dag gebeur. Almal bevestig en erken dit dat niemand weet op watter dag of watter uur Jesus gaan verskyn nie, maar tog is hulle besig om datums aan te koppel. Die Here het my hierdie boodskap gegee op die 11de Maart. En ek was toe baie versigtig om te sê wat ek nou sê. Maar op my gees het ek geweet dat die wegraping nie op 14 Maart gaan gebeur nie. As jy vandag na hierdie video luister en die wegraping het plaasgevind, dan het jy agtergebly. Ek sal beslis nie meer hier gewees het nie. Waarom is ek so seker dat die wegraping nie vandag of môre of volgende week, volgende maand gaan plaasvind nie? Ek moet dit een ding duidelik stel. Ek sê nie hiermee ek glo nie in die wegraping nie. Maar ek glo aan die wegraping voor die groot verdrukking en ek verwag sy koms enige tyd. Ek is fanaties daaroor, want ek sien uit daarna. Ons moet egter die eindtyd gebeure vanuit God se perspektief sien, nie ons eie perspektief nie. Wat is die belangrike saak op God se gedagte, God se agenda? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En dan skryf die apostel Petrus in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So hierdie wys dat God meer besorgd is oor sondaars wat gered moet word, as wat hy besorgd is om mense na die verdrukking in die poel van vuur te gooi. Daarom glo ek dat God dit so beskik het, dat Donald Trump verkies moes word tot president van die VSA vir 'n tyd soos hierdie. Dit is baie duidelik dat die elites van hierdie wêreld se Great Reset en agenda 2030 sal moet op hou geplaas word, alhoewel hulle glad nie daarvan hou nie. Maar hulle sal hulle bes doen verseker om die agendas te bevorder, maar vir die volgende 4 jaar as God dit so wil en Trump gespaar word, sal God hulle remme 'n bietjie aandraai. Wat sou dan op God se agenda wees vir die nabye toekoms, as hy nie nou dadelik vir Jesus stuur om sy bruid te kom haal nie? Ek glo dat God sy gees kan uitsort, soos die tweeledige profesie van Joël 2 vers 28. Petrus sê dit op Pinksterdag aangehaal en gesê dit is wat nou gebeur, en ek glo dit is 'n tweeledige profesie wat ook weer in ons tyd gaan bewaar word en dit gaan baie vinnig gebeur. Joël 2 vers 28 sê, daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien, ook op die diensknegte en op die dienstmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En Jesus in Johannes 4 vers 35, julle sê nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En Matteus 9:38 sê, bid aan die Here van die oes, dat hy arbeiders aan sy oes mag instuur. Die Here is bekommerd oor die oes, hy is begaan oor die oes, hy stel belang in die oes, hy stel nie belang in nie om mense te verdelg nie, hy is lief vir die mens, hy het sy enigste seun gegee. Hierdie uitstorting van God se gees, gaan ons die grootste wonderwerke en kragtige dade sien, wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Dis bevestig deur minstens 2 godsmanne waarvan ek weet, wat gesigte van stadions gesien het, vol mense wat God aanbid en waar daar wonderwerke soos die teruggroei van geamputeerde liggaamsdele, genesing van ongeneeslike siektes, ambulanse wat lyke uit die lijkhuis gaan haal en dan soen toe bring en dan word hulle daar opgewek deur die krag van die Heilige Gees, soos Lazarus opgewek is. Hier het nog nooit in hierdie mate of sulke mate in ons tyd gebeur nie.
Want dit sal gebeur, want Jesus het gesê, Johannes 14 vers 12, Voorwaar wat ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Het jy al groter werke gesien gebeur as die wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was? Die duiwel probeer om hierdie te keer, en hy sal die grootste misleiding ingooi, soos Jesus gesê het in Matteus 24 vers 4, pas op, dat niemand julle mislei nie. Die Here het onlangs die een van sy profete gesê, daar kom 2 pandemies. Ons weet reeds die wetenskaplikes werk agter die skerms om virusse en teenmiddels te skep, maar God sê aan die profeet, dat daar nie teenmiddels vir hierdie siektes en hierdie virusse gaan wees nie. Toe vra die profeet vir die Here, wat gaan gebeur, as daar geen teenmiddels is nie, en die Here sê vir hom, hierdie mense gaan geskok wees, omdat geen teenmiddel gevind is nie, omdat hulle probeer om dinge te doen, en virusse te kweek, en teenmiddels te, God laat hom nie bespot nie. God sê die teenmiddels, al gaan die teenmiddels wees nie, en hy vra te vir die Here, wat gaan gebeur dan, wat as daar die teenmiddels is nie? En die Here sê vir hom, al wat gaan help, is die oplê van hande deur gesalfde, wedergebore kinders van God. God sê, hy gaan die krag in sy kerk herstel, soos dit in die Handelinge kerk was. Lukas 24 vers 49. Kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is, met krag uit die hoogte, toegerus word. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So God se agenda is om die koninkryk op aarde te vestig, soos hy dit in die Handelinge tyd deur sy eertydse apostels gedoen het. En daardie apostels het gewandel in die krag van God in tekens en in wonderwerke. Dit was aan die orde van die dag. Dit was nie die uitsondering gewees nie, dit was die algemene gewees. Handelinge 5:15. Sodat hulle die siekes op die strate uitgedraai en op bedde en draagbare gelê het. Met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom, en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. En Handelinge 19 vers 11 sê, God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote op wat aan sy lyf was om die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het, en bose geeste van hulle uitgegaan het. Ons gaan dieselfde kragte herstel sien in die kerk van ons dag, nie ver van hier af nie. Die moderne wêreld die Jesus verwerp as hulle geneesheer, selfs die kerk het dit gedoen ongelukkig, en hulle het gekyk na medisyne, en gekyk na mense, na dokters. Dis tyd dat die kerk van Jesus Christus haar oë vestig op Jehovah Rapha, die God wat genees. Matteus 12 vers 15, toe Jesus dit bemerk het, hy daarvandaan weggegaan, en groot menigtes het hom gevolg, en hy het hulle almal gesond gemaak. Dis wat Jesus gedoen het, dis wat ons gaan doen. Ongelukkig is al wolwe en skaapstreure wat in die kerk ingesluip, en poog om gelowiges weg te trek van die godswaarhede, wat die Bybel vir ons van leer. Net 'n verlede week, toe luister ek na Mega Kerk se pastoor, wat preek dat daar nie so iets is as tale spraak nie. Hy baseer sy teorie op Efesiërs 2 vers 19, wat sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete. Onthou hierdie woorde, die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En dan vra hy, is daar nog apostels vandag soos die 12 in daardie tyd? En dan sê hy, nee, daar is nie.
Hy sê die ampt van apostels en profete bestaan net nie meer nie. Dit is onsin. Wat apostel Paulus skryf, die Here het die volgende 5 ampte aan die gemeente gegee: apostel, profeet, evangelis, herder, leraar. Is nie skriftuurlik nie. Die fondasie waarna hy verwys in Efesiërs 2 is die evangelie. Die apostels van die Here het die evangelie aan die mense bekend gestel. Hulle was nie die fondasie gewees nie, Jesus is die fondasie. Jesus sê vir sy disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En in Matteus 16 vers 16 sê Simon Petrus vir hom, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus antwoord hom en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar by Vader wat in die hemele is. Hier sal verder hy sê, ek sê ook vir jou, jy is Petrus, Grieks Petros, wat beteken 'n stukkie van 'n rots. En Jesus gaan aan, hy sê, op hierdie rots, en daardie rots is dit die Grieks Petra, wat beteken 'n onbeweegbare, massiewe rots. Jesus sê, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dan gaan hierdie pastoor verder, hy vra, is daar 'n profetiese woord wat die fondasie van die kerk lê? Ek weet nie wat bedoel hy eintlik hiervoor nie, maar hy sê nee, daar is nie. Hy sê daarom kan ons aanvaar dat ander veranderinge in die kleiner gawes ook gekom het. Dis my vraag, het God se woord ooit verander? Hy gaan voort, en hy sê, daar was tale, die boek van Handelinge is die voorbeeld van tale. Dit is egter fonetiese tale. Verder ontken hy dat 1 Korintiërs 12 tot 14 verwys na verskillende soorte tale. Hy verwerp dit dat tale 'n gebedstaal kan wees, soos gelowiges, baie gelowiges glo, omdat daardie tale geen fonetiese waarde het nie. Hy sê mense in dieselfde kerk wat in tale spreek, maak almal dieselfde geluide, wat heeltemal 'n blaatante leuen is. Wat sê God se woord van die spreuke in tale? Nou ek gaan nou nie vir u lering gee oor tale nie, ek wil net 'n paar dingetjies aanhaal. Taal is iets wat God gegee het vir die gelowige. Dit het krag en die duiwel beveg dit, en ons sien dit deur hierdie dinge in God se kerk, omdat hy nie wil hê mense met totale praat nie, want dan verstaan hy nie wat hulle sê nie. Apostel Paulus sê hy praat meer in tale as al die gelowiges saam. 1 Korintiërs 14 vers 2. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Praat alle gelowiges in tale? Wat sê Jesus, Markus 16:17? Die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. As 4 verskillende tipes van tale in die Nuwe Testament. 2 is publiek en die ander 2 is privaat. Eerste 2, nommer 1 is tale as 'n teken vir ongelowiges. 1 Korintiërs 14 vers 22. Die tale is dus 'n teken nie vir gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. So hierdie soort tale is dit wat gebeur het op Pinksterdag. Die apostels praat in tale wat hulle self nie ken nie, maar die wat toehoorders ken daardie tale en hulle weet presies wat daar gesê word. Dan is daar 'n tweede plek, is daar tale vir uitleg, waar uitgelê moet word. En hierdie taal is 'n gawe van die Heilige Gees, een van die 9 gawes, wat in 'n byeenkoms gepraat word, waar daar uitlegging van moet wees. 1 Korintiërs 12 vers 10, sê hy aan 'n ander allerhande tale, en aan 'n ander een uitleg van tale. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Dis baie soos profesie, word 'n tale gespreek in die vergadering, en iemand staan op en hy lê dit uit. Of die persoon wat tale spreek, kan dit self uitlê as hy daardie gawe het. En daarom sê Paulus ook, as daar tale gepraat word in die vergadering, en as nie uitleg nie, moet die ou wat tale praat stil bly. Derde plek, tale vir intersessie, 1 Korintiërs 14 vers 14, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. En Paulus skryf in Romeine 8 vers 26,
Net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hier gebeur dit as ek vir iemand intree as 'n intercessor. En ek bid vir 'n persoon, ek weet daai persoon het 'n probleem, maar ek het geen idee hoe daai persoon of hoe daai probleem opgelos gaan word nie. Dan kan ek mos nie bid en sê, die Here moet dit of dat doen nie. Dan bid ek in die Gees, ek bid in my hemelse taal. En die Gees wat in my is, wat met God in kontak is, hy weet wat ek moet bid, en hy bid dit, en dan hoor die Here dit. Die vierde plek, tale vir persoonlike gebede, 1 Korintiërs 14 vers 15, sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die Gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Kom. Maar ek sal met die Gees psalm sing, maar ek sal ook met die Gees, met die verstand psalm sing. Taal is die kind van God se hemelse taal, en jy moet dit soveel as moontlik gebruik. Dis gratis, die Here gee dit vir jou. Dis tot jou beskikking. Nou ja, aan die einde van hierdie boodskap, daar's ook baie mense wat preek en sê wonderwerke en genesings en al sulke dinge het na Pinksterdag opgehou en nog gelukkig word dit baie kerke gepreek. Dis 'n totale wanpersepsie van opvatting. Wonderwerke en genesing was toch altyd daar van Pinksterdag af tot en met vandag. En die beste lê nog voor. Kom ons byt vas. Ons leef in die interessantste, opgewondenste tyd van hierdie bedeling van ons lewe. En ek dank die Here dat ek in hierdie tyd gaan lewe, want ek weet, daar gaan iets gebeur, nie ver van hier af nie. Prys die naam van die Here. Kom ons byt vas, dit gaan kom. Die Here seën nie. Amen.